As jy nou net aangeskakel het, goeiemôre, good morning, lekker om jou saam met ons te hê. Wêreldklas tennis keer met die splinternuwe Rise Arena Ope, 'n amptelike ATP Challenger 50 toernooi wat van 24 tot 31 Mei by die Arena Buiteklub plaasvind, terug na Suid-Afrika. JL of John Lafney, die jager, stigter van die toernooi en 'n lid van die Grand Slam Final 8 Club is hier by ons, lekker om saam met ons te hê. JL, welkom terug. Dankie Annie. Jy kan maar net sowel begin tentuur opslaan by ons, is lekker om hier te hê, want voor ons daarby kom, voor ons praat oor Rise Arena, ek moet jou daarom net vra oor jou tripie na Amerika toe verlede week. Jy het so 'n bietjie tyd saam spandeer met 'n paar ouens wat 'n paar dollar verdien. Vertel gou gefons van 'n paar van ons het so, dis eintlik so, hulle noem dit 'n summer camp for grown-ups. So is 'n paar so 50 besigheidsouens wat top besigheidsouens oor die wêreld, insluitende Bill Gates. Ja, en baie van sy vriende en mense, en ons speel 'n bietjie tennis saam met hulle. So baie was ongelooflike voorreg en ja, lekker om al daai mense te leer ken. As jy een ding uit daai uitgeleer het verlede week, wat sou dit gewees het? My vrou vra altyd vir my, en ek sê vir hulle, die feit dat daai ouens ken almal op die perseel, groet hulle eerste, noem hulle op hulle name, al die waiters, al die mense wat daar werk, en dit het my regtig baie beïndruk van hulle. Dis pragtig. Kom ons gesels oor Rise Arena. Eerstens, ons het van tevore daaroor gepraat, maar vertel eintlik net vir ons kykers waar die idee vandaan gekom en hoe gaan dit werk? Kyk Annie, ek sê altyd, ek het groot geword in 'n era wat ons baie tennistoernooie gehad het, ons het kon oor see getoer het en alles. En nou het ons nie meer dit nie. So ons het baie junior internasionale toernooie wat nou in Suid-Afrika plaasvind, dan het ons die hulle noem die ITF Tennis World Tour toernooie. Hierdie is die eerste stappie van die ATP. Die ATP Challengers wat van 50.000 tot 175.000 grootte is, en dit is as jy praat van die nommer, dis die totale punte wat jy kan in prysgeld wat jy het. Dan gaan jy in die ATP Tour in wat die 250s is tot by die 1000. So hierdie is die intreeslag. Ons het die intreeslag gedoen want ons wil vir ons Afrikaanse spelers die geleentheid gee. Ons het Lloyd ongelukkig met sy beserings, hy was 42 gewees. Hy moet nou ook Challenger speel. Dan het ons so iemand soos Philip Henning, dan die ou se Devin Badenhorst wat nou top 10 is in college tennis, Colin Motsi. Jy weet, ons het 9 Suid-Afrikaners wat die geleentheid gaan kry nou om in hierdie toernooi te speel. Dit is 'n groter toernooi, beter kans om punte te kry, en ek dink dit is ongelooflik vir Suid-Afrikaanse mense om hierdie vlak van tennis in Suid-Afrika te kan sien. Ons die nommer 1 speler was al 103 in die wêreld gewees. So hy het al in die Grand Slams gespeel. Daar's 2 van die ouens wat kom speel wat nou by die Franse Ope in die kwalifiserende rondes gespeel het. So dis regtig hoë kwaliteit tennis wat mense hierso in Pretoria kan kom kyk. Hoe moeilik was dit om die ding aan mekaar te slaan? Ja, dis moeilik want jy moet investors kry. Dit gaan oor borge. En ek sê, jy weet, dit is altyd hier is 'n great geleentheid vir borge wat 'n pad wil stap om te bou, want ons is besig om tennis weer te bou. Daar's 'n groter prentjie, begin by die Challengers. Ons wil eindig waar ons die fasiliteit bou in Stellenbosch waar ons weer die SA Ope kan aanbied. So oor 4 jaar het ons 'n lekker plan. Ons wil baie meer toernooie hou, ons wil baie meer geleenthede kry, en hopelik kan hierdie die stap wees vir ons topspelers om nader te kom om weer aan die Grand Slams te kan deelneem. As mens kyk na hoe dit alles gebeur het, JL, een van die probleme natuurlik van Suid-Afrika se oogpunt en Suid-Afrika se jong spelers se oogpunt, dit kos 'n fortuin om daar te kom, en dan moet jy kwalifiseer as jy in hierdie toernooi wil speel, wat op sigself, dit vat 2 stelle, dan is jy op pad op 'n vliegtuig huis toe, né? Natuurlik, en dit raak so al hoe duurder om te toer. So nou, ons wil geleenthede skep vir spelers om hierso te kan speel. Dit is op hoë lugdruk. Oorseese ouens is nie gewoond aan hoë lugdruk nie, so gee vir die Suid-Afrikaners so 'n bietjie van 'n voordeel. Maar ek dink om by die huis te kan speel voor jou mense. Kyk, die rugby, die cricket, die sokker, die netbal mense weet hoe dit is om voor die huis te kan se skare te kan speel. So ek dink vir die tennisspelers gaan dit 'n ongelooflike geleentheid wees. Ons is ongelooflik dankbaar vir die mense wat ons al klaar help, ons borge, jy weet, en dan weet Irene Country Club is ongelooflik, jy weet, hulle het uit hulle pad uit gegaan om hierdie ding vir ons moontlik te maak. En ja, ons sien uit, en mense moet asseblief kom ondersteun. Daar's regtig wêreldgehalte spelers wat kom speel hierso, en hulle moet maar net na ons sosiale media's toe gaan by Rise Open en kaartjies koop. Dis baie bekostigbaar. Dis 2 weke van tennis, so ja, bring die gesin, bring die kinders en kom kyk. Kaartjies begin by R75, het jy gesê. Ja, dis die duurste kaartjies, R75. So, waar gaan jy dit deesdae kry vir 'n internasionale sport toernooi van hierdie tipe van formaat? Jy gaan dit nie kry nie, né? Jy gaan dit nie kry nie, en dan, soos ek sê, jy gaan die geleentheid kry om vir 'n Philip Henning te sien, en 'n Colin Motsi en 'n Devin Badenhorst wat op hierdie stadium met baie goed doen. Jy weet, Devin is nou hy 10de geëindig op die college ranglysposisie. Dit gee hom die geleentheid nou om vir 10 toernooie wildcards te kry oor see, wat ongelooflik is. En vir ons
die college is eintlik maar hulle sê die pathway vir tennisspelers deesdae, omdat maar net so duur is. Jy praat van die loslootjies of die wildcards, wat het tot dusver daarmee gebeur? So die hooftrekking se wildcards is Devin Badenhorst. Dit is Connor van Schalkwyk, hy is die nommer 1 speler van Namibië, en dan Kolo Motsi, hy speel ook. Hulle al drie speel. Devin en Connor speel vir Baylor Universiteit en Kolo speel vir Texas A&M. So die college ouens doen baie goed en ons wil graag vir hulle ook 'n geleentheid gee nou om hulle wêreldranglysposisie op te kry. Ek wil jou graag vra, ek dink jy het seker die era net gemis waar ons groot toernooie in Suid-Afrika gehad het, waar jy oorsee gespeel het. Wat dink jy is die persentasie wat jy bykry as vir jou tuiskare speel? Nee, definitief. Kyk, daar is spelers wat sukkel daarmee met die druk om te voel hy moet goed doen. En dan kry jy spelers wat ongelooflik is. Ek sê altyd 'n speler soos Isak van der Merwe, 'n Riek de Voest van hulle Davis Cup gespeel het hulle baie beter gespeel voor hulle tuiskare as wat hulle op die toer gespeel het. Ek het altyd vir hulle gesê, as jy elke week aan Davis Cup speel, was jy altyd top 50 gewees. So jy blom, met ander woorde, onder daai druk. Ja. Hoe hanteer mens dit? Want jy seker daardeur, nie waar nie? Ja, kyk, ek dink ons se druk kom van binnekant af, druk kom nie van buitekant af nie. So as jy elke dag oefen, ek glo jou habits wat jy elke dag inoefen is wat gebeur, maak nie saak of dit 'n belangrike wedstryd is of 'n nie 'n belangrike wedstryd is nie. Jy dieselfde habits. Mense praat altyd van ouens they show up when the lights are on. So my vraag is, where are you when the lights are not on? So die wêreldklas mense, Michael Jordan Downs, hy het elke keer opgedaag. Want is die habits wat jy create elke dag wanneer jy oefen, wat bepaal onder druk op watter vlak jy kan speel. Tel, waar sal jy graag oor 5 jaar wil wees as jy nou terugkyk na wat nou op die oomblik aan gebeur is met Rise Arini, en waar sal jy dit oor 5 jaar wil hê? Nee, ons wil die Suid-Afrikaanse Ope weer aanbied, 'n groot toernooi aanbied. So ons wil groei. So die plan is hierdie gaan 52.000 wees. Dan die einde Julie, eerste week in Augustus het ons 'n 50.000 en dan 'n 75. Weer by Arini. En dan volgende jaar, die eerste 2 is 50s en dan die tweede blok wil ons groei. So volgende jaar hoop ons kan 'n 75 en 'n 100 hou en dan jaar 3 die 125 en dan in jaar 4 wanneer die fasiliteit klaar is in Stellenbosch, dan kan ons weer die SA Ope daar aanbied. Kan nie wag daarvoor nie. Wie onder jou siening is die gunstelinge? Majat wat die eerste gekeerde is, hy moet die eerste gekeer wees, maar ek dink dit gaan interessant wees om te sien hoe die Suid-Afrikaners doen, want die Suid-Afrikaners Philip, Kolo, Devin, die vlak wat hulle speel nou waar jy al op 'n semifinaal en 'n finaal van hierdie challengers kan wees. Omdat dit 'n hoë lugdruk is, dink ek hulle gaan bietjie van 'n voordeel hê. Ek sien baie uit om te sien wat Devin gaan doen. Hy het 'n baie groot dien. Philip het al Davis Cup gespeel in Suid-Afrika by Arini, baie goed gedoen. So ek dink onder daai twee, dink ek hoop ek een van hulle gaan deurkom. Ek dink dit gaan goed wees vir ons tennis as 'n Suid-Afrikaner deurkom. Een ding van Kolo Motsi, hy's klein, maar hy's 'n klein fightertjie en ek dink hy's een van daai ouens wat he rise to the occasion wanneer hy voor sy eie mense speel. So ja, as ek sê dit gaan baie goeie tennis wees so en ja, ons sê mense moet kom kyk. Al wat jy nodig het om te doen is Rise Arini op die socials. Rise Open, gaan net na Rise Open toe op al die sosiale media en daar kan jy jou kaartjies kry. Jael, baie trots op jou. Ek weet hierdie gaan goed wees vir sport in Suid-Afrika. Weer eens baie dankie vir jou tyd. Dankie Annie. Ja, vra jouself af, wanneer het jy laas 'n skoolblazer gedra? Ja, dis wat ons volgende oor gesels, want ons wil graag weet, wat doen 'n blazer? Ons gaan uitvind, net hier op Goeiemôre, Good Morning.